naam bo elke naam. Vader, U is koning van elkeen van ons se hele lewe. En Vader, baie keer is daar iets anders wat ons op ons troon gesit het. Maar Here, ek wil vra dat U weer die regte plek in ons lewens sal inneem. Vader, dat U nie net prioriteit sal wees nie, maar dat U die eerste en die laaste. Vader, dat U elke deel van ons lewe sal kom vul. Mag U kom heers in ons lewens. In elke besluit, elke doen en late. Vader, mag dit wees om U te eer. In Jesus naam. Amen. Amen. Vriende, dit is vir my baie lekker om saam met elkeen van julle te kuier vanoggend. En ja, voordat ons met vanoggend se boodskap gaan begin, ek wil net almal herinner, soos wat julle kan sien op die skerm, is die QR-code vir ons WhatsApp community. So al ons konneksiegroepe is daarop. Soos wat Jolande in die week het gesê, ons moet dit eintlik leefgroepe noem, want dis die groepe waar mense mekaar net raak leef. Dis waar ons dinge doen wat ons in elk geval sou doen en ons vat net mense saam. Ons groei in verhouding en groei in konneksie met mekaar. En al daai groepe is op daai WhatsApp community. So as jy nie daarop ingeskakel is nie, asseblief na die tyd, kom na my toe, dan kan ek jou vinnig help om daar op te kom, en dat jy ook in 'n groep kan inskakel en kan betrokke word. Dan het ons in Maart maand is daar 'n paar groot goed wat op pad is. Eerstens is ons nuwe vennote wat opkom. So van volgende week Sondag af, die 8ste Maart, gaan ons nuwe vennote kursus hê. Wat ons gaan gesels oor wie is ons? Wie is die kerk sonder mure en hoe pas jy in die prentjie in? Wat kan jy doen om by te dra om deel ook te wees van dit wat ons doen in ons stad en in ons gemeenskap? Dis ook natuurlik vir die van julle wat al vir 'n ruk saam met ons kuier, maar wat nog nie ons jou geestelike huis gemaak het nie. So as jy voel, jy wil die kerk sonder mure jou geestelike huis maak, asseblief maak kontak met ons, dat ons kan voorberei vir jou, en dan kan jy so ook inskakel as die ou kerkwoord is 'n lidmaat gewees van die gemeente, maar ons noem dit vennote, maar dan kan jy ook so deel van die gemeente word. Nou dan ook wat opkom is, die 22ste het ons 'n doopdiens. Nou ek wil net baie uitdruklik dit ook net vir julle sê, die doop en die nuwe lidmate is apart van mekaar. Dit is nie 'n moet dat jy die nuwe lidmate moet doen of die nuwe vennote moet deurgaan om gedoop te word nie. As jy voel dat jou volgende stap in geloof is om Jesus deur die doopwater te volg, dan is die 22ste Maart vir jou. En dan wil ek jou uitnooi om kontak te maak ook met ons, dat ons jou daar kan inskakel. Dat ons 'n gesprek met jou kan hê en dat ons jou ook so kan begelei om deur die doopwater ook te gaan. Dis 'n groot stap vir elkeen van ons en daai Sondag gaan ons fees vier oor ons nuwe vennote, maar ook oor ons nuwe doopeling in die gemeente. En hoe beter om fees te vier as om saam te braai. So ons gaan weer daai Sondag na die diens gaan ons hier agter vure aansteek, ons gaan weer tafels uitsit, sal weer slaai gee en ons gaan lekker saam kuier en fees vier oor dit wat die Here besig is om te doen in ons lewens, maar ook in ons as gemeente. So maak ook net 'n merk van daai datum, dat jy net seker is jy mis dit nie. As dit agtergekom, as daar kos betrokke is, dan is almal altyd daar. So ek sien uit om julle almal daar te sien. Dit gaan die 22ste Maart wees, so dis oor so 'n paar weke van nou af. En ons sal binnekort sal ons met julle begin inligting deurgee oor Paasnaweek ook, wat om die draai al is, en ons is baie opgewonde oor 'n paar goed wat daar opkom. En dit bring my nou by vanoggend se boodskap. Vriende, welkom by die tafel. Dis ek wil vir 'n oomblik jou vra om net jouself in die oomblik in te leef. Ons 'n lang tafel wat gedek is, kersse is aangesteek, dit lyk amper romanties, alles is reg.
Op die tafel is kos uitgesit en dit is die lekkerste goed wat jy in jou lewe nog ooit gesien het, is alles op hierdie tafel uitgesit. Elke bord is presies op sy plek, elke mes en vork lyk asof hy vir 2 ure lank gepolish is, maar alles lyk so presies. Alles is reg, maar elke stoel is leeg. Niemand sit om hierdie tafel nie. En daar's min dinge wat swaarder voel as 'n ete wat jy voorberei en dan daag die mense wat jy genooi het nie op nie. Sien die storie wat Jesus vertel in Lukas 14 is eintlik presies so 'n storie. Hy vertel 'n storie van 'n man wat 'n groot feesmaal voorberei het. Is nie net 'n klein ete nie, daar is skaapbout of lamsbout, daar is gammon, alles is uitgesit. En toe alles gereed is, toe stuur hierdie man sy diensknegt uit om die mense te gaan roep wat genooi was. En die woorde van sy diensknegt kom soos 'n skok terug en sê, almal het begin verskonings maak. Almal het die uitnodiging afgekeur. En voordat ons nou te ver in kom ons begin dalk by die begin van die storie. So die storie speel in Lukas 14 af en dit speel met Jesus wat by 'n tafel sit. Speel dit af en Lukas 14 vers 1 sê, en toe hy in die huis van een van die owerstes van die fariseërs op Sabbat gaan eet. Nou om konteks vir julle te gee, die fariseërs is elke keer die mense met wie Jesus koppe gestamp het. Hierdie ouens was juist die mense gewees wat hulle lewe het alles oor hulle self gegaan. Oor selfbevordering en hulle was amper gewees soos 'n onderwyser in 'n eksamenlokaal. Hulle het rondgeloop die heeltyd en uitgesoek wie's besig om iets verkeerd te doen sodat hulle kan straf. Maar aan die ander kant van hierdie muntstuk was dit hierdie selfde fariseërs wat meeste van die tyd korrup was. Op dieselfde tyd was dit hierdie selfde fariseërs wat nie by hulle eie woorde kon gebly het nie. Die mense wat hulle gestraf het, was hulle meeste van die tyd skuldig aan presies dieselfde goed ook gewees. En dit is belangrik om daai konteks te verstaan, want Jesus wat hierdie storie vertel, is nie in 'n sinagoge nie. Jesus begin hierdie storie vertel by 'n ete. En die storie wat hy vertel is as gevolg van dit wat hy sien in die mense wat saam met hom om die tafel sit. Van die mense wat daar sit, is 'n klomp van hierdie fariseërs. Hy sien, as jy gaan kyk na vers 7 tot 11, dan sien Jesus en die mense om hulle trots. Hy sien 'n klomp ouens wie se lewens net gegaan het oor selfbevordering. En hy sien mense wat baie selektief geraak het en wie deel van hulle geloof en hulle gemeenskap kan word. En toe Jesus dit raak sien in vers 13, dan sê Jesus, wanneer jy 'n feesmaal gee, nooi die armes, verminktes, krepeles en blindes. Sien wat Jesus met daai eenvoudige eintlik opdrag doen, is hy ontbloot 'n kultuur van gemaklike tafels. Hy wys vir die fariseërs uit dat vir hulle dit begin gaan oor die mense wat om my tafel kan sit, moet soos ek dink, soos ek klink, soos ek kyk, soos ek ryk. Alles wat die mense wat om my tafel doen, moet hulle doen soos wat ek dit doen. Dis die mense, eenvoudiglik net die mense met wie ek oor die weg kom. Met ander woorde, of wat gebeur toe Jesus hierdie gesê het, toe antwoord een van hierdie fariseërs wat om die tafel saam met hom sit en sê, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. En ek dink toe Jesus hierdie woorde hoor, het hy so half gefrons. Want ek dink Jesus het gewonder of vir homself gedink, ek weet nie of jy eendag in die koninkryk gaan wees nie, my vriend. Wat hierdie persoon eintlik gesê het, is ons sien uit na daai eendag, daai groot fees wanneer ons in die hemel gaan wees. En Jesus antwoord hom en hy sê vir hierdie fariseer of vir hierdie man, maar kom ons praat 'n bietjie oor wie regtig daar gaan wees. Kom ons kyk wie regtig by daai feesmaal, wie regtig by daai ete gaan wees. En dit is waar Jesus hierdie storie vertel.
begin in vers 16. Toe sê Jesus vir hom, 'n man het 'n groot feesmaal gehou en baie mense uitgenooi. Toe dit tyd was vir die feesmaal, stuur hy sy slaaf om vir die genooies te sê, kom, alles is gereed. 'n man het 'n groot maaltyd gegee en baie genooi. Sien, al die mense wat nou gaan haal moes word, was al klaar genooi gewees. Hulle het klaar geweet van hierdie feesmaal, van hierdie ete wat op pad is. En wat ons ook moet besef, daai tyd in die kultuur was daar 2 uitnodigings gewees gewoonlik, vir enige iets wat opkom. Enige event of ete of saamkuier geleentheid, daar was 'n save the date, soos wat daar deesdae met troues en so is. En dan wanneer alles reg is, dan was die mense gaan haal om te sê, okay, jy moet nou kom. So met ander woorde, daar was 'n uitnodiging gewees om te sê, luister, ons het die lamsbout nou in die oond gesit. En dan die volgende uitnodiging was, okay, hy's nou reg, kom eet. Sien, met die eerste uitnodiging het al hierdie mense klaar ingestem op dit wat vir hulle voorlê. Hulle het klaar ingestem vir die ete, maar toe onttrek hulle. En teologies, wanneer Jesus hierdie sê, praat hy eintlik van Israel. Want Israel dit is 'n volk met 'n verbond. Daar's beloftes van die Here af. Hulle het skrif wat die Here vir hulle beloftes gee, maar in daai oomblik, wanneer die Messias by hulle opdaag, dan is hulle vol verskonings. Vol redes hoekom hierdie Messias nie die regte een is nie. En ons sien in dit eintlik iets baie, baie ernstig. Sien, nabyheid aan godsdienstige dinge beteken nie gehoorsaamheid nie. Nabyheid aan godsdienstige dinge waarborg nie gehoorsaamheid nie. Ek dink baie keer is dit presies wat ek en jy ook doen. Ons hoor die uitnodiging van die Here, ons hoor hoe hy in ons harte met ons praat oor hierdie feesmaal wat hy vir ons voorberei het. En ons sien dit as 'n RSVP, as 'n save the date vir iewers in die toekoms, maar eintlik is die uitnodiging vir nou. En ons mis dit, want ons sien dit as iets vir iewers in die toekoms. Iewers oor 'n klomp jare sal ek die uitnodiging aanvaar, en intussen hou ons onsself net besig genoeg met dinge van die Here, maar in die proses mis ons die Here van die dinge. Dis presies wat ons baie keer doen. En dit bring ons by die tragedie van prioriteit. Sien vers 18 tot 20 sê, maar een na die ander het almal verskonings begin aanbied. Die eerste een het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en dit is noodsaaklik dat ek daarna gaan kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop, en ek gaan hulle uittoets. Ek vra u, verskoon my tog. Nog 'n ander een het gesê, ek is pas getroud, en daarom kan ek nie kom nie. Dit is altyd vir my ironies, die ou wat sê, ek is pas getroud, hy sê nie eers verskoon my nie, is net soos, ek is nou getroud, ek gaan nie kom nie, cheers, dankie, bye. Maar kyk na die progressie wat gebeur het. Die eerste man wat praat van grond, dis sy besittings. Die tweede persoon praat van sy osse, dis sy werk of produksie wat sy eerste prioriteit gevat het. Die derde persoon praat van sy huwelik, verhoudings. En niks van dit op sy eie is verkeerd nie. Niks van dit is boos of veroorsaak kwaad in die wêreld nie. Besittings, loopbaan, verhoudings, niks van dit is sleg nie. Maar dit was vir daai mense eerste geplaas. Dit het eerste prioriteit in daai mense se lewens gevat. In Matteus 22 is hierdie selfde storie wat ook uitspeel, is net van 'n ander perspektief af. En na hierdie mense hulle verskonings gemaak het, gebruik Matteus net so een ekstra kort sinnetjie, wat eintlik soveel krag dra. Oor hierdie uitnodiging het Matteus gesê, maar hulle het dit nie geag nie. Hulle het nie die erns van hierdie uitnodiging ervaar of besef nie. En vriende, ek dink vir my en jou, iets wat ons moet besef is onverskilligheid
vir my en jou is baie keer soveel gevaarliker as vyandskap. Onverskilligheid is baie keer vir ons gevaarliker as om in teenstand met God te staan. Want die waarheid is die grootste bedreiging vir my en jou roeping hier op aarde, ten spyte van wat alles in die wêreld sê. Dit is nie vervolging nie. Ons grootste dreigement vir ons roeping hier op aarde is ons eie gemak. Want soveel keer laat ons eie gemak in die pad staan dat die Here ons gebruik. Soveel keer sê ons vir die Here nee, omdat dit vir ons gaan kos om 'n bietjie uit ons gemaksone uit te tree. En dit bring ons by vers 21 wat sê, met sy terugkeer het die slaaf hierdie dinge aan sy eienaar gerapporteer. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy slaaf gesê, gaan dadelik uit in die strate en steegies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Die eienaar van die huis het kwaad geword. Wat ek en jy moet besef is, God se kwaad of sy regstelling in ons lewens, dit gaan nie oor sy meer wat hy verloor teenoor ons nie. Dis 'n heilige reaksie op my en jou wat eintlik sy genade verwerp. Partykeer wonder ons hoekom ons nie die Here kan sien waar ons is nie. Maar die realiteit is, dis omdat ons weggestap het van sy genade af. Die ongelooflike ding is, in hierdie oomblik toe hierdie eienaar van die huis, toe hy hoor wat gebeur en almal wat verskonings maak, toe sluit hy nie sy huis se deure nie. Inteendeel, hy maak die uitnodiging nog groter en nog breër. Hy maak die uitnodiging nog meer oop. Wat hierdie fariseer of wat hierdie man op hierdie stadium nie besef nie, is in hierdie oomblik is hy eintlik besig om die hele evangelie uit te beeld. Sy oop uitnodiging is presies hoe die Here my en jou ook uitnooi. Ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte van die feit dat ons baie keer voel soos die verlamde en die krepele persoon, nooi die Here ons in. In hierdie uitnodiging wat hierdie man maak, wys hy hoe die evangelie beweeg van eksklusief, net hierdie paar mense wat uitgenooi kan word, beweeg het nou inklusief, vir almal wat die uitnodiging kan hoor om in te kom. Sien, hierdie uitnodiging beweeg van binne na daar buite. En hierdie strate en steegies wat hierdie man van praat is, dis juis hierdie armes, die verminktes, die blindes wat Jesus van gepraat het. Dis dieselfde lys wat Jesus vir hom gegee het net 'n paar verse vroeër. En met ander woorde, wat besig is om te gebeur, is hierdie man, hierdie meester, hierdie eienaar van die huis, is besig om te doen dit wat vir hom beveel was. Met ander woorde, wat Jesus ook hier vir hom wys, is dit wat Jesus leer. Dit wat God leer vir ons as sy volk, is presies wat hy ook geleef het. Want wat hierdie fariseërs gedoen het, is hulle het een ding geleer, maar hulle het iets heeltemal anders gaan doen. En Jesus was die een gewees wat by mekaar kon bring, dit wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het. Hy het nie net gepraat nie, maar hy het gedoen ook. En soos wat hierdie uitnodiging uitgaan, bly die frase herhaal, daar is nog plek. Na die stad, nadat die mense wat gemarginalised was, nadat hulle ingetrek was daar nog steeds nog plek. En eenvoudiglik vir my en jou beteken dit net, dat God se genade groter is as my en jou kategorieë wat ons skep. God se genade is groter as die klassifikasies wat ek en jy skep vir die mense wat om ons is. Vers 23 sê, toe sê die eienaar vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis kan vol word. Dit is altyd vir my snaaks dat die woord dwing daar is. Ek wonder hoe het hy partykeer van daai mense wat hulle moes gaan haal het. Maar die uitnodiging beweeg verder in hierdie stad in. Die paaie praat van reisigers, mense wat vir 'n seisoen inkom en dan weer aanbeweeg. Die heininge praat juis van die buitestanders,
Die mense wat die samelewing weggegooi het. Hierdie man stuur sy slaaf, sy dienaar, om hulle te gaan haal. Die mense wat die samelewing sien as waardeloos. Hulle moet ingenooi word en deel gemaak word. En vriende, dis 'n prentjie van die nasies. So ongelooflike diversiteit, wat almal saam ingenooi word na hierdie tafel toe. En dit echo woorde wat 'n paar hoofstukke later, of 'n paar boeke later in Handelinge 13 gesê word, wat sê, ek het u gestel as 'n lig vir die nasies. Wat die Here praat oor sy kerk, oor my en jou, wat hy gestel het as 'n lig in hierdie wêreld. Sien, die hart van God was nog altyd wêreldwyd gewees. Dit was nooit net vir een spesifieke groep mense gewees nie. Dit is nog altyd vir almal. En dan kom hierdie frase, dwing hulle om in te kom. Ek dink nie dit was 'n manipulasie nie. Ek dink die woord dwing was gebruik juis oor die dringende oortuiging wat saam met hierdie uitnodiging moes kom. Oor hoe ernstig dit eintlik was en hoekom moes dit dringend gewees het? Want tyd is beperk. En niemand van ons is beloof vir môre nie. Niemand van ons weet wat in die volgende week of die volgende maand vir ons voorlê nie. Ons het nou die geleentheid om mense uit te nooi na die tafel toe. Ons weet nie of ons volgende week, volgende maand of volgende jaar dit nog kan doen nie. En vriende, as ons vir 'n oomblik net kan stadiger beweeg, dan besef ons dat daar 'n ongelooflike gewig wat eintlik saam met dit kom, wanneer daar 'n leesstoel om jou tafel is. Maar dit is 'n leesstoel, maar dit bring die gevoel van iemand kort. Daar's iemand wat missing is. Daar's nog plek, en daar's iemand wat nog nie daar is nie. 'n Leesstoel beteken daar's iemand wat nog nie gered is nie. Daar's iemand wat nog nie gehoor het nie. Daar's iemand wat nog wag op die uitnodiging. Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle hoor sonder iemand wat preek? Sien, God het besluit om deur mense te werk. In hierdie storie, hierdie eienaar van die huis, nie self uitgegaan om mense in die straat te gaan nooi nie. Hy het sy diensknegt uitgestuur. Die eienaar van die huis stuur my en jou uit, as sy diensknegte. En vriende, ons is nie hier om net 'n gemaklike en 'n gesellige tafel vir onsself bymekaar te maak nie. Ons is hier sodat, so die laaste deel van vers 23 sê, sodat die Here se huis kan vol word. En sy huis praat nie noodwendig van die kerk hier nie, ons praat van sy koninkryk as sy huis. Om mense saam te vat en bloot te stel aan sy genade en sy liefde en sy roeping oor elkeen van ons se lewens. Vriende, die doel is nie 'n beter Sondag ervaring nie. Die doel is om God se koninkryk oorvol te maak. En 'n voller huis begin by eenvoudiglik net 'n gehoorsame diensknegt. En dalk prakties vir jou beteken dit, jy gaan in hierdie week moet gaan kyk na, wat is jou hoofweg? Waar beweeg jy natuurlik? Waar is jy natuurlik besig om te reis? Besig om jou tyd te spandeer? By jou werk, sport wat jy dalk besig is om te doen, een of ander stokperdjie van jou. Waar ook al jy besig is om jou tyd te spandeer, dit is presies waar die Here jou roep om 'n sending en 'n diensknegt te wees, om mense in te nooi na sy tafel toe. Dalk moet jy jou heining identifiseer. Dalk moet jy gaan kyk, wie is daar wat voel asof hulle van buite af net staan en inkyk. Wie is daar met wie jy te doen het wat jy kan optel voel geïsoleerd. Dalk die moeiliker vraag in dit is, dalk moet jy vra, wie is daar met wie jy gereeld te doen het, wat jy voel behoort nie in die kerk nie? Want dis juist die mense wat Jesus innooi. Dis die mense wat die fariseërs gesê het, nie in die kerk hoort nie. En dalk moet ons hulle begin innooi. Want dit is die mense wat Jesus inroep.
En die waarheid is ek was op 'n stadium een van daai mense gewees. Een van my vriende, toe ek vir hom gesê het, ek het die Here ontmoet, het hy vir my gesê, ek gaan aan die brand slaan as ek in die kerk instap. Ek was op 'n stadium die persoon wat gevoel het asof die samelewing my weggooi. Maar daar was iemand wat my genooi het om saam by die tafel te kom sit. Daar was iemand wat na my toe gekom het en gesê, die Here het vir jou 'n feesmaal voorberei. En my lewe het verander. Wie is daar in jou lewe wat dalk daai uitnodiging nodig het? Wat uitroep vir die Here, maar dit nie met woorde kan sê nie. Want dis die mense wat die Here vir my en jou vra om in te nooi. Dis die mense wat die Here wil gebruik om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Dis die mense wat die Here wil gebruik om sy koninkryk vorentoe te vat. Almal van ons was iewers in ons lewe daai persoon. Daai persoon wat die uitnodiging nodig gehad het. So vriende, kom ons wees braaf en ons wag nie vir iemand om vir ons te sê hulle soek die uitnodiging nie. Want dis nie hoe uitnodiging werk nie. Die uitnodiging word vrylik gegee vir iemand. So kom ons wees braaf genoeg om nie te wag vir die geleentheid nie, maar om die uitnodiging net te gaan gee. En as jy nie weet hoe om dit te doen nie, dalk moet jy net elke oggend begin en vir die Here sê, Here, ek weet nie wie daar gaan wees wat oor my pad gaan kom vandag nie. Maar Vader, gee vir my die woorde. Wys vir my die persoon wat op u hart druk vandag en druk hulle op my hart. Gee vir my die woord van wysheid, gee vir my die insig om hierdie persoon op die regte manier te benader, om hulle by hierdie tafel te kan kom laat sit, om te kan proe en sien dat u goed is. Dalk moet jy die Here vra, dat jy eenvoudiglik net die mense om jou begin sien, soos wat hy hulle sien, en soos wat hy jou sien. Vriende, die tafel is gereed. En daar was 'n oomblik toe elkeen van ons genooi was. Die tafel is gereed. Die lam is geslag en die uitnodiging staan. Openbaring 22 vers 17 sê, en die Gees en die bruid sê kom. Die Gees sê kom en die bruid. En ons as gemeente, as familielede van Christus, ons is die bruid. En dit beteken ons stemme moet hardop in die wêreld vir mense gaan sê, kom, daar is nog plek. Want ons sal 'n dag wees wat die deur sluit, wat ek en jy nie daai geleentheid gaan hê nie. Maar mag ek en jy nie bekend wees as 'n groep mense of as 'n kerk wat bly sit het, terwyl daar nog oop stoele was rondom die tafel nie. Mag ek en jy in hierdie week, mag ons gaan, mag ons nooi, en mag ons God se huis volmaak. Want daar is nog plek, en die tafel is gedek. Sien vriende, ons praat vanoggend van 'n tafel wat voorberei is. Van 'n ete wat reg is vir ons, en van 'n huis wat moet vol word. Maar elke tafel het 'n prys. Sien in Lukas 14, sien ons die uitnodiging. Sien die uitnodiging van Christus in dit. Maar in Jesus se lewe sien ons die koste daarvan. Sien in Lukas 22, 'n klein bietjie later, sê Jesus, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Sien die ete, die tafel van Lukas 14 is moontlik gemaak as gevolg van die tafel wat in Lukas 22 nog voorgelê het. Die uitnodiging vir ons is gratis, ja, maar dit was nie goedkoop nie.
Sien, die brood is gebreek sodat daar nog plek kan wees aan hierdie etenstafel. En die beker is gevul sodat die huis kan vol word. In Lukas 14 hoor ons, kom, want alles is gereed. By die kruis hoor ons, dit is volbring. Alles is gereed. Dit is volbring, dit is voltooi. Die uitnodiging staan omdat die werk klaar gedoen is. Nie omdat ek en jy nog iets moet probeer doen om die uitnodiging te verdien nie. Omdat die werk klaar gedoen is en die prys klaar betaal is. En daar is nog plek by die tafel van die Here. Omdat die prys wat hy betaal het, voldoende was. Omdat die prys wat hy betaal het, genoeg was. Sien die betekenis van die brood in Jesaja 53 vers 5, wat eintlik 'n profesie was, sê deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is honderde jare voordat Jesus gebore was. Dit is al klaar gesê wat hy deur gaan. En hierdie brood herinner ons dat hy gebreek is, sodat ons ingesluit kan word. Ten spyte van alles wat in ons lewens aangaan, alles wat in ons emosies aangaan, alles wat ons ervaar. Sien, hy is verwerp sodat ons ingenooi kan word. En die tafel van genade staan oop. En dit staan op die liggaam van Christus. Sien, die sap of die beker, dit beteken in Hebreërs 9 vers 22 sê dit, sonder die bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. En dit herinner ons dat vergifnis nie goedkoop is nie. Elke stoel wat by hierdie tafel staan met 'n kruis agter dit. En daar is nog plek. Maar dit het hom alles gekos. En vriende, ek gaan julle amper nooi om te kom nagmaal haal. Maar soos wat julle kom haal, wil ek julle vra om net 'n klein bietjie selfondersoek te doen. Om dalk jouself te vra, is ek bewus van die koste wat die Here betaal het vir my en jou? Dalk moet jy jouself vra, is ek en jy besig om die uitnodiging uit te dra aan ander? En dalk moet jy jouself vra, is daar iemand in jou lewe vir wie jy hierdie week moet bid? En wat jy moet saam nooi om volgende keer saam te kom nagmaal gebruik? Wie is daar wat jy dalk moet nooi om hulle plek by die tafel te kom inneem? So vriende, ek gaan julle met daai gedagte, gaan ek julle vra, kom na die tafel toe. Kom neem jou plek in by die tafel van die Here. So julle is welkom om vir julle nagmaal te kom kry, en dan sal ons na dit, saam gebruik as 'n geestelike gesin. Vriende, ons gaan nou saam die nagmaal gebruik, en ek gaan net 'n klein bietjie anders doen as gewoonlik. Want gewoonlik as ons die nagmaal doen, dan gaan dit baie soos vir die fariseërs oor onsself. Dit gaan oor 'n herinnering van wat die Here vir ons gedoen het. Maar vanoggend wil ek jou vra dat, soos wat ons die nagmaal gebruik, mag dit 'n inspirasie wees vir elkeen van ons, om uit te gaan, om die genade wat die Here vir ons wys, nie vir onsself te hou nie, maar om dit vir die wêreld te gaan bekend maak. Soos wat ons nou die brood gaan neem, mag dit nie net vir jou gaan oor genade vir jou nie, maar mag dit vir jou 'n inspirasie wees om genade en liefde vir die wêreld daar buite ook te wys. Mag dit vir jou inspirasie wees om die Here se hande en voete in hierdie wêreld te wees.
Kom ons neem die brood. En soos wat ons die sap ook nou gaan neem, gewoonlik gaan dit oor vergifnis teenoor ons. Maar soos wat ons dit vanoggend gebruik, mag dit vir jou 'n inspirasie wees om die mense om jou te vergewe op dieselfde roekelose manier wat die Here ons ook vergewe. Mag dit 'n inspirasie wees om vir die Here te gaan wys in hierdie wêreld. Om die mense te gaan wys hoe die Here lyk. Hoe sy genade lyk, sy aanvaarding lyk en sy liefde lyk. Kom ons neem die sap saam. Vriende, die tafel is gereed. Die offer is gebring en die uitnodiging staan. Daar is nog plek by hierdie tafel en mag ons nooit net sit en eet nie. Mag ons nooit vergeet om uit te gaan en saam in te nooi nie. Die brood herinner ons aan genade, die beker herinner ons aan sending. Die Gees en die bruid sê, kom. Mag ons ook uitgaan en vir die wêreld gaan sê, kom, want daar is nog plek by die tafel. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie. Dankie dat so onbaatsigtig dat U ons net innooi. Vader, ongeag van dit wat in ons lewens aangaan, dat U met oop arms staan en ons innooi. Vader, dat U verby ons tekortkominge kyk en U sien ons net deur liefde. Vader, ek wil vra dat U vir elkeen van ons die wysheid, die krag, die insig sal gee om nie ons tafels vir onsself te hou nie. Vader, maar mag ons vir die wêreld daar buite gaan wys, Vader, dat daar plek in U huis by U tafel vir hulle is. Vader, mag ons nie selfsugtig wees met genade nie. Mag ons dit vrylik uitdeel, so vrylik soos wat ons dit ontvang. En dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen.